Geagte vriende, baie welkom terug by die Kerk in Afrikaans. Ons gesels uit Ierland uit. My naam is Rassie en ek is 'n dominee hier in die Afrikaanse kerk. Ons het 'n reeks wat ons gesels bietjie oor die profetiese boek Maleagi, een van die kleiner profete, die 12 kleiner profete. Maleagi is 'n besondere boek, is eintlik die laaste boek in die Ou Testament. Ons het al reeds 'n bietjie 'n inleiding oor hom gedoen. Vanaand begin ons by die eerste hoofstuk en ons begin lees by vers 1 tot 5, maar voordat ons dieper in delf in die boek van Maleagi, kom ons maak dit ons oë toe en ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord, dat u woord kragtig en duidelik is, en dankie dat ons vanaand daaruit kan lees en meer daarvan kan leer. Seën ons ook by die oordeenking van u woord. Amen. Vriende, die eerste deeltjie van Maleagi, 'n profesie, dis die woord van die Here tot Israel by monde van Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Die uitspraak van die Here is Esau nie Jakob se broer nie, tog het ek Jakob lief. Maar van Esau het ek 'n afkeer, en ek het van sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy erfdeel 'n plek vir die woestynjakkalse. Ja, Edom sê, ons is verpletter, maar ons sal weer die pynhope opbou. Maar so sê die Here, heerser oor alle magte, hulle kan maar bou, maar ek sal afbreek. Hulle sal die godlose gebied genoem word, en die volk vir wie die Here vir altyd vervloek het. Met julle eie oë sal julle dit sien, en julle sal self erken. Die Here is groot buite die grense van Israel. Vriende, die Israeliete het pas teruggekom uit ballingskap uit, maar ongelukkig is die lewe in Israel nie so rooskleurig as wat hulle gehoop het nie. Onthou, die Perse het mense hervestig oral deur hulle ryk. So, daar was maar 'n groot verskywing van volkere in die tyd van die Perse in die Midde-Ooste. Dis amper soos vandag, vriende, dat groot dele van bevolkings beweeg oor die wêreld heen, om verskeie redes. Party soek beter weivelde, beter ekonomiese omstandighede, watter rede ook al. So het dit ook gebeur in die tyd toe die Perse, wat baie mag gehad het, hier omtrent 500, 600 voor die geboorte van Christus, was hulle in beheer voordat die Grieke in beheer gekom het, en hulle, groot deel maar van hulle beheer oor die wêreld was om bevolkings te verskuif. Hulle het die Israeliete in ballingskap weggeneem, eers die 10 stamme, toe die 2 stamme ryk, en dis maar hoe dit gewerk het in daardie tyd, en dit vervang met ander mense. As mens lees van hoe die Israeliete teruggekom het, was daar skielik Arabiere, daar was Edomite, daar was ander tipe mense wat in hulle land nou gevestig is. Wat natuurlik 'n hartseer saak was, vriende, almal wat patrioties is, weet ons maar hoe voel dit as jou land oorgeneem word deur 'n ander klomp mense wat nie jou geloof en nie jou kultuur het nie. En dis presies wat met die Israeliete gebeur het. Hulle kom uit 'n slegte tyd, het 70 jaar in ballingskap, baie van hulle het omtrent alles verloor, baie van hulle het ook 'n goeie lewe gehad in Babel, jy weet, tussen die Perse, was baie van hulle suksesvol, maar mense hinker mos maar altyd terug na jou eie land toe. Kom in jou eie land en dinge is nie lekker nie. Daar's 'n vreemde klomp mense wat daar woon, hulle maak dit moeilik vir die Israeliete, hulle ondersteun nie die Israeliete se geloof in Jahwe nie, so, hulle kom terug in Israel, party van hulle is tog goed af, finansiëel andersins, maar baie van hulle is nie gelukkig met hulle omstandighede nie. En die eerste vraag wat enige gelowige vra is die Here regtig lief vir my? As ek nou die swaar kry, ek bedoel, ek kry altyd die wind van voor, niks loop vir my reg nie, is die Here regtig lief vir my? Ek dink dis wat ego met ons ook vandag, kyk na jou eie lewe,
baie van u wat na my luister, het ook maar probleme, die wind van voor, in terme van gesondheid, terme van familie, terme van werk, terme van voorspoed, geldelike, ekonomiese voorspoed. U dink seker ook self waar u sit, dat u het nie baie nie, maar ander mense het baie meer, en jy is half ongelukkig oor die omstandighede en wat presies met u gebeur het, en daar's baie redes vir u om te kla oor die omstandighede, dat dinge verkeerd geloop het. Presies, u is in goeie geselskap. Daar's miljoene ander mense wat dieselfde dink, en selfs 2450 jaar terug het die Israeliete dieselfde gedink. Die Here is nie vir ons lief nie, want ons omstandighede is moeilik. Ons omstandighede is vol probleme, en die hartseerste van alles is, daar's mense wat ons haat, mense wat niks met ons te doen wil hê nie, mense wat nie wil sien dat ons floreer nie, mense wat nie wil sien dat ons die Here dien nie, mense wat nie wil sien dat ons die koninkryk van God waar ons is uitbrei nie, en wil ook nie sien dat ons voorspoedig is nie. Oral in die wêreld gaan jy sulke mense kry, en baie van u wat na my luister, het dit al ervaar. Die eerste gewaarwording wanneer jy die omstandighede bereik is, wel, die Here is nie van my lief nie. Presies wat die Israeliete sê, hy sê dat die Israeliete sê, die Here het ons nie lief nie. Dis die eerste aanklaag teenoor die God van Israel. Nou, vriende, die Here antwoord dit op 'n baie mooi manier. Hy sê vir hulle, het ek nie vir Jakob lief gehad en vir Esau verwerp nie. Nou ja, daai gesprek is 'n gesprek op sy eie. Ons gaan nie vandag in op die details van Esau en Jakob nie. Maar wat die Here eintlik hierso sê is, onthou, die lewe bestaan eintlik vir ons as gelowiges uit twee dele uit. Ons hele bestaan uit twee dele uit. Ons het 'n lewe op aarde, wat nie alles is nie. Dis maar 'n baie klein deeltjie van ons bestaan. Dan het ons 'n lewe na die dood. Die ewige lewe. Die lewe wat ons by die Here sal wees. Nou, op aarde is ons nogal geneig om na die materiële te kyk. Ons kyk na ons gesondheid, ons kyk na voorspoed, ons kyk na mag, wat se mag ons het ons sosiale mag, het ons ekonomiese mag, kan ons onsself handhaaf in die wêreld, het ons genoeg geld, het ons genoeg invloed. En dan natuurlik ook maar die materiële dinge, het ons 'n mooi huis, het ons karre, het ons wat ook al. En ongelukkig op aarde is dit soms vir ons die belangrikste. Maar dis 'n baie klein deeltjie van ons bestaan. Bitter baie klein deeltjie van ons bestaan. Die gawes wat die Here vir ons gee, is ewigheidsgawes. En dis baie anders as tydelike gawes, vriende. Om ryk te wees, om 'n mooi huis te hê, om 'n kar te hê, om sekuriteit op aarde te hê, is tydelik. Om verlossing te hê, om die ewige lewe te hê, om die nuwe hemel en die nuwe aarde te kan beerwe, dit is ewig. En dis al wat saak maak. Jesus sê, ek het julle uitverkies. Wat het God gegee vir die Israeliete? Hy het vir hulle gegee verlossing. Hy het vir hulle verlossing gegee. Hy het vir hulle die ewige lewe gegee. Wat meer kan jy vra? Dit was die verskil tussen Esau en Jakob. Jakob het die ewige lewe, Esau nie, ongelukkig nie. Kom ons dink byvoorbeeld aan jy met jou kind. Jou kind sal maklik ook vir jou dalk aankla en sê, ja, maar pa is nie lief vir my nie, of ma is nie lief vir my nie, want julle koop nie vir my lekker goed nie, julle koop nie vir my koeldrank nie, julle koop nie vir my 'n mooi of 'n goeie selfoon nie, of 'n tablet nie, julle koop nie vir my die nuutste rekenaarspeletjies nie,
julle koop nie vir my mooi klere nie, julle laat my nie, julle gee nie vir my baie sakgeld nie. Klomp goeters, wat jou kinders vir jou kan sê vandag. Maar wat is die beste goed wat jy vir jou kinders kan gee? Die beste goed wat jy vir jou kinders kan gee is vaardighede, sodat hulle die lewe kan hanteer eendag, en karakter. As jou kind vaardighede en karakter het, dan kan hy baie ver kom in die lewe. Die ander goeders, soos sjokolade en lekker goed, maak hom net vet, en dalk die sosiale media maak hom nog net meer depressief en moedeloos, en laat hy kans sien vir niks nie. So jy help jou kind niks deur dit vir hom te gee nie. Dis presies dieselfde met ons as die kinders van die Here. Die Here gee vir ons ewigheidswaardes. Hy gee vir ons verlossing, hy gee vir ons die ewige lewe, hy berei vir ons die nuwe Jerusalem voor. Dis sy liefde vir ons, en dis al wat belangrik is. Tydelik doen ons beste, op aarde doen ons beste, ons maak die beste van wat ons het in ons omstandighede. Ek weet mense moet leef, ek weet mense moet 'n dak oor hulle kop hê. Die Here sal dit voorsien, miskien nie in die manier wat jy gedink het, dit moet werk nie, maar vriende, jou aardse besittings, jou aardse omstandighede, bewys nie die Here se liefde vir jou nie. Moenie nooit so daaroor kyk nie. Moet nooit dink, die Here se liefde hang af van hoe mooi kar jy het, hoe suksesvol jy is in die lewe, hoe groot, wat se beroep jy het nie, en hoeveel mag jy het nie. Niks te doen met die Here se liefde nie. Ja, die Here gee vir mense rykdom, hy gee vir jou mag, hy voorsien dit vir jou, maar dit is doodgewoon goeders wat die Here oor jou pad bring, om jou plek vol te staan, om jou roeping vol te staan in hierdie wêreld, om jou lig te laat skyn. Die Here gee vir jou platforms waarvandaan jy sy verteenwoordiger kan wees, en partykeer het jy 'n goeie platform as jy mag het, jy het 'n goeie platform as jy geld het, want jy kan baie vir mense doen, en jy kan baie vir mense help, maar dit dis nie die Here se liefde nie, dis nie die einde van die Here se liefde nie, hy skep vir jou geleenthede. Die Here se liefde word vir jou getoon in ewigheidswaardes. Hy gee vir jou verlossing, hy gee vir jou die ewige lewe. Hy gee vir jou 'n skoon gewete voor die almagtige God. Hy was jou skoon, hy maak jou rein, en hy berei vir jou die nuwe hemel en die nuwe aarde voor. En dis hoe hy sy liefde wys. Hy sê wel op die ou end vir die Israeliete wat nou so kla en kerm oor Edom nou, wat nou Jesus en haar geslag is dan nou so gelukkig is, en dan sê hy maar net vir hulle, maar wat Edom het, is ook maar feilbaar. Dit hou nie. Dit gaan ook maar weer verlore. En dis maar hoe dit met die wêreld gaan. Eendag het jy, die volgende dag het jy nie. Eendag is jou nasie bo, die volgende dag is jou nasie onder. So gaan dit in die lewe. Hier is niks seker op aarde nie. Dis die enigste sekerheid, is waar daar niks sekerheid is nie. Die enigste sekerheid wat ons regtig het, is God se verlossing en sy ewige lewe wat hy vir ons skenk. En dis wat Maleagi wil sê. Maleagi wil nie doodgewoon vir ons sê, ouens, die Here se liefde hang nie af van jou aardse omstandighede nie. Die Here se liefde hang af van jou ewige omstandighede. Jou ewige toekoms, wat baie verder strek, baie groter is en baie meer is as jou aardse lewe. Vind die Here se liefde in jou verlossing, vriende. Vind die Here se liefde daarin dat hy jou skoon gewas het deur Jesus se bloed. Vind die Here se liefde daarin, vriende, dat hy vir jou hemel en aarde voorberei. Dat hy terugkom om met jou te wees, dat hy jou na hom toe vat waar hy ewig by God sal wees, waar jy ewig in vrede sal hê, waar die leeu en die lam saam sal wees, waar die bees en die leeu en die roofdier en kinders by slange se gate sal speel. Dit is God se liefde, en leef daarvoor. Moenie na jou aardse omstandighede kyk nie. Dit sal jou net moedeloos maak en jou neertrek. Sien die ewigheid raak. Amen. Hemelse Vader, dankie dat Maleagi vir ons leer dat
die bloed van Jesus wat ons reinig vir die ewige lewe, die belangrikste gawe is, die grootste liefde is, wat U vir ons getoon het, en nie die motor wat ons besit, die huis wat ons besit, of ons bankrekening nie. Maak ons rustig en kalm, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen.